Jy kan nie almal red nie. Die vliegtuig se veiligheidsvideo wys dit elke keer. Sit eers jou eie suurstofmasker op voordat jy iemand anders help. Dis nie selfsug nie, dis oorlewing. Want sonder suurstof kan jy niemand help nie. Ek ken die oomblik eintlik baie goed. Veral as ek in Suid-Afrika vlieg, is mense lief om vir 'n mens te vra wat jy doen. Skaars het ek genoem ek is 'n predikant, of die res van die vlug word gevul met iemand se lewensverhaal of 'n teologiese debat waarvoor ek eintlik nie gevra het nie. En iewers diep binne in my roer daar stemmetjie, kan ek nie net vir 'n oomblik in my eie babbel wees nie. Ek sal nie jou luister, maar maak met my 'n afspraak vir effektiewe tyd, want hierdie is 'n bietjie time-out wat ek nou het. Die neurowetenskap bevestig iets belangriks hieroor. Hofmeyer Kennedy en Taylor se navorsing wys dat wat ons meegevoelmoegheid, of wat hulle Engels dan nou noem, compassion fatigue, wat ons dit noem, is eintlik nie veroorsaak deur die omgee self nie, maar deur vervaging van die grens tussen jouself en iemand anders se pyn. Hulle noem dit empathiese noodmoegheid. Met ander woorde, jy verloor jou eie emosionele selfregulering en dan begin jy iemand anders se lyding opneem in jou lyf asof dit jou eie is, en dis wat jou uitgeput maak. So dis nie onverskilligheid of wreedaardigheid of ongevoeligheid om grense te stel nie. Dis presies wat gesonde omgee moontlik maak. Ek kan 'n afspraak aanbied, ek kan luister wanneer ek kan, maar ek hoef nie elke vreemdeling se lewe binne 90 minute te dra nie. Ek moet myself dit telkens herinner om my eie suurstofmasker eers op te sit. En selfs Jesus, dis wat my interesseer, hy met sy onbeperkte vermoë om te help, het ook geweet wanneer om terug te trek. Toe die skare so groot geword het dat hy sy disippels nie eens 'n kans gekry het om te eet, het hy gesê volgens Markus 6 vers 31, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Dis wysheid, ook vir ons. Leef geïnspireerd.